3, ons lees van 3:1-15. Daar was 'n man uit die geleerdere van die Fariseërs met die naam Nicodemus, 'n leier van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê: "Rabbi, ons weet dat U 'n leermeester is wat van God gekom het. Want niemand kan hierdie tekens verrig wat U verrig, as God nie met hom is nie." Jesus het hom beantwoord: "Amen, amen, dit is waar word. Ek sê vir jou, as iemand nie van bo gebore word, kan hy nie die koninkryk van God nie sien nie. Maar hy van bo gebore word, is ook weer gebore word self." Nicodemus sê vir hom: "Hoe kan 'n mens weer gebore word as hy reeds oud is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die moeder se skoot ingaan en gebore word?" Jesus antwoord: "Amen, amen, waarlik, ek sê vir jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie binnengaan. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie daaroor verbaas wees wat ek vir jou gesê het, julle moet van bo of weer gebore word. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is." Hierop vra Nicodemus hom: "Hoe kan hierdie dinge gebeur?" En Jesus het hom geantwoord: "Jy is die leermeester van Israel, en jy begryp hierdie dinge nie. Amen, amen, waarlik, ek sê vir jou, ons praat oor wat ons weet, en ons getuig oor wat ons gesien het, en tog aanvaar julle ons getuienis nie. As ek julle van die aardse dinge vertel, en julle glo nie, hoe sal julle dan glo as ek julle van die hemelse vertel? En niemand het na die hemel opgevaar nie, behalwe hy wat by die hemel neergedaal het. Dit is die Seun van die mens. En net soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word. So elkeen wat my mond glo, die ewige lewe sal hê." Dit is God se woord. Dit is my skrif. O Vader, eer U net al die prys vir die lewende woord. Ongelooflik dat ons die woorde van ons Heer Jesus voor ons kan hê om ons te leer en ons te vorm, ons te verstel, ons te red, ons sein te word, en weer ons gee die heiligheid. Vader, asseblief die woorde uit gaan mag, die deel die Heilige Gees dit in elkeen hier staan, het vestig, mag dit groei, mag dit U doel met hierdie woorde bereik in elkeen se lewe. Asseblief seën hierdie woorde in elkeen lewe. Mag U Uself verheer. En Vader, asseblief help dan, soos ons dink en kyk na die woord, U dit sal seën tot in lewe en van U naam. En in Jesus naam vra. Amen. Wat gebeur as mens doodgaan? En sê Jesus straks kom, voor dit gebeur, ons is dit 'n realiteit wat elkeen van ons in die oë gaan moet staan. Ons geloof. Wat gebeur? Wel, jou liggaam begin afbreek, dus ek moet gee. Maar met jou siel, jou eie self, jou bewussyn, gebeur daar een van twee verkeer. Net twee. As jy weergebore is, met jou siel onmiddellik by ons Here Jesus Christus. Onmiddellik. Met uiteindelik die ewige lewe en glorie met 'n verheerlikte liggaam jou verwag. Nou as jy nie weergebore is nie, is jou siel onmiddellik in die doderyk, en pyniging en lyding, toe jy liggaamlik opstaan vir die dood, finale oordeel en ewige hel. Dis al. Daar skien tussen en dit is die twee dinge. Sentraal in die middel van albei van hierdie open is die wedergeboorte. So dit is die vraag wat ons onsself mee moet afvra, as ons begin, ons sal wel weer daar eindig ook.
Dis ons weer te hoor. Dis net 'n vraag wat elke een onsself kan vra en self kan antwoord. Is ons weer te hoor. Nou om hieroor te dink en ons skrif te kyk, gaan dit in 4 dele opdeel. Ons gaan kyk na die lewensiklus van die Christen. Dan gaan ons kyk die koninkryk van God, wedergeboorte en dan hoe kan dit wees? Vra dit saam op die periodes. Lewensiklus van die Christen, koninkryk van God, wedergeboorte en dan hoe kan dit wees? En voordat ons raak met die skrif inspring, wil ek hê ons moet kyk daarna die lewensiklus van die Christen. Ek gaan kyk na 9 stappe. Dan gaan vir julle elkeen 'n papiertjie gee om te help daarmee. Of ek kan vir die noem of die net ons hier moet ons doen. Wat is 9 stappies daar op ons trant op en ons gaan moet jy onderlees en dan gaan ons boontoe. Nou as ek sê daar's 9 stappe, moet nie noodwendig dink dat hulle altyd mooi reglynig sekwensieel een na die ander gaan nie. Partykeer lyk dit anders, partykeer lyk so. En nie so. Maar ons kan nie instap by die mens. En ek doen dit wat seker maak ons is op die regte bladsy en dieselfde bladsy. Ons begin heel onder voorbestemming en verkiesing. Nou God het in sy liefde, genade en wysheid voor hy enigiets gemaak het, voor enige skepping ons mense verkies om gered te word. Efesiërs 1:4-5 sê dit baie duidelik. Dan is daar die effektiewe roeping. Die evangelie word verkondig deur die werking van die Heilige Gees, word iemand effektief geroep om te glo. 2 Petrus 1:3, Romeine 10. Die wedergeboorte, wat ons nou net al luister, deur die werk en inwoning van die Heilige Gees, word iemand geestelik lewendig gemaak. Dis in Johannes 3:5. Effektiewe roeping en wedergeboorte, waar kan die een waar die ander mense dan geloof en bekering. As hy aksie op die wedergeboorte en 'n antwoord op hierdie effektiewe roep, kan iemand wegdraai van sy sonde besef en glo in Christus as enigste verlosser. Ons sien in Efesiërs 2:8. Die regverdigmakende met hierdie tot geloof kom, hierdie bekering verklaar God die gelowige regverdig op die volmaakte geregtigheid van Christus. Hierdie is 'n eenmalige onmiddellike regstraf soos 'n hof. So, jy is regverdig verklaar op die geregtigheid van Christus. Romeine 5:1. Dan is daar die aanneming tot kindskap. Die gelowige word nie net regverdig verklaar wat permanent en nie verander kan word nie, maar die gelowige word aangeneem as 'n kind. Kind van die lewende God. Ongelooflik. Romeine 8:15. Dan is daar 'n lewenslange proses, die heiligmaking, waar die gelowige bietjie vir bietjie verander word deur die Heilige Gees om weer soos Jesus te word. Filippense 2:13, Romeine 8:19. Daar's volharding. Die geware gelowiges volhard tot die einde, omdat hulle geloof bewaar word deur God se krag. 1 Petrus 1:5. En dan op die einde van die finale straf met Jesus se lewe kom ons by die gelowige verander ten volle na sy dood met 'n verheerlikte liggaam. Paulus is so seker daarin op Romeine 8:30 dat hy dit skryf in die verlede tyd. Dit is so seker dis doen. Ons moet net nou weer gaan. Hierdie is die stappe in die Christelike lewe. As ons so doen. En in die middel van hierdie sit die wedergeboorte. Dit is waarna ons vandag kyk.
Nou, met ons tweede punt, die koninkryk van God uit te kom, moet ons nou eers bietjie gaan inluister daar, aan hierdie gesprek en dan. So kom ons kyk. Jesus gesels met 'n man, Nicodemus. Die Engelse vertaling wys dit vir my, moet ek 'n bietjie mooier uit, want as ons daar kyk met die einde van hoofstuk 2, ek kan weer van 20 af, dan lees die Engelse vertaling, Jesus needed no one to be a witness about man, for he himself knew what was in man, how they was in man. Myn first of the Pharisees managing vir Jesus. So daar selfe trant gaan wegwees. Nicodemus is een van daai mense wat hoofstuk 2 na verwys. Nicodemus, eister van eisters, lid van die Sanhedrin, die heersende Joodse raad, voorwaarts van 'n kenner, die leermeester van die wet. Hy mis of self die tekens gesien het wat Jesus gedoen het, soos ons gelees in Hoofstuk 2:23, of hy moes daarvan gehoor het. En hy begin glo, mens word gesê daar, hy begin glo. Maar Jesus weet wat dan. En dit is selfde, hy het geglo dat Jesus is spesiaal. Hy het geglo dat hier is iemand wat oor God se krag optree. So hy kom na Jesus toe daar in die aand. Mense dink, hy kom met in die aand, want hy wil nou stilstonde doen nie, hy kom in die aand. Hy is 'n leier onder die Jode. Die rabbi sê, na donker gestudeer, hulle het gedebatteer in die nag, en hy kom as 'n leier van die Jode om uit te vind, wat kan iemand lees? Hy kom nie stil nie, hy kom op party wat hom pas. Dit gee dat waarskynlik dit stille rondom Jesus God was, wat begin wonders doen het, en weer 'n klomp mense rondom het. So hy kom in die nag. Maar hoekom Johannes weer spesifiek vir ons uitwys, hy kon dit weggelaat. Vir Johannes is nag simbolies van morele en geestelike donker. En dit is waar Nicodemus homself bevind. En onkunde en geestelike bedroging. Nou jy weet Nicodemus sê vir vers 2, Rabbi, ons weet dat jy 'n leermeester is waarvan kom. Hy sê nie Jesus is die Messias, die plantverwagter, beveel, jy is 'n leermeester. God het jou geseën, want net met God se seën kan jy doen wat jy doen. Maar Jesus het geweet wat is in die mens. Die knew what was in man. Hy het geweet wat is in sy hart. En hy het geweet wat hy by nodig gehad om te hoor. So hy reageer nie op wat Nicodemus wil sê. En hy sê vir Nicodemus, sonder om weergebore te word, kan iemand nie die koninkryk van God inkom. So Nicodemus kom voor hom, as hy glo, hy ken God se wet, hy glo, hy weet wat om te doen om in die koninkryk te gaan. Hy glo, hy ken vir Jesus. Maar Jesus het daarvan waar sy onder my. Dis hy iemand deurgebore is, kan hy die koninkryk binne gaan. So wat belangrik is, die iemand is die koninkryk. So wat dan is die koninkryk? Dus dan kunt je zien, vooral hoe mensen al hoe kunnen al schrijven. Om te proberen verstaan wat is die koninkrijk. En dan hoe kom ons daarin? Dat is ons tweede punt. Die koninkrijk van God, om dit op te sommen, is God se heerskappy. God se heerskappy as een wat heers oor alles. Dis waar en hoe die Here se absolute koninklike heerskappy manifesteer. Dit is waar hy sy koninklikheid toepas. Dis sy koninkryk. Johannes bring die uitdrukking net 2 keer in sy hele evangelie. Dit is nogal interessant. As jy kyk na Matteus 50 keer, Markus 21 keer, Lukas 46 keer. Matteus praat natuurlik ook van die koninkryk van die hemel, wat dieselfde is. Dan kom so groot verskil 2 teenoor al die ander verlope en Theoloog sê dit is as gevolg van Johannes se Christologie. Mooi woord, hoor. Christologie beteken die siening en verstaan van wie Jesus is, wat hy bedoel en wat daai beteken. Nou Johannes skryf later as hy aan hy het waarskynlik van daai evangelies gehad om te lees, soos vir al Paulus se briewe,
Die Heilige Gees het sy denke en sy verstand al verder ontwikkel. Dit is al verder af van die pad af. So daar is al ook verder greep en verstaan deur die Heilige Gees. En dit is hierdie ontwikkelde Christologie, soos hulle dit sê noem. En wat ons kry is by Johannes sien dat die koninkryk van God beliggaam word in die persoon van Jesus. Dis ook om my te verwys na die koninkryk van die koninkryk. Johannes sien dit in Jesus. En sy hele evangelie is oor Jesus. Sy hele evangelie is oor die koninkryk van God soos hy dit sien in die persoon van Jesus. Nou, in die hemel, in die God se troonkamer, in die hemelse troonkamer, daar oefen die Here in volle sy heerskappy uit en alle opsigte. Ons weet hoe die aarde nog nie tot Marcel maande nie, maar die Jesus het aarde te bekom. Toe daai koninkryk in 'n nuwe manier na die begin. En Jesus het vir die Fariseërs gesê in Lukas 17 vers 25, die koninkryk van God is in julle midde. Hoe dan nou self? Hy is die een aan wie alle gesag en heerlikheid gegee is. Hy is die ewige koning wat heers. Die ewige lewe is om in die nuwe hemel en aarde in sy koninkryk saam met hom te wees, waar hy volkome gaan heers oor alles. Maar daai koninkryk gaan in hierdie realiteit dus wees wanneer hy terugkeer. So Johannes gebruik die woorde van die koninkryk van God, maar hy sien dit in die persoon van Jesus. Maar hy praat wel van die ewige lewe baie. Johannes sien daai ewige lewe as daai lewe in die koninkryk. So word amper vir hom as 'n element voor. So waar ons Jesus verwysings kry, waar ons ewige lewe verwysings kry, dit is dieselfde vir Johannes in sy gedagtes en in sy hart as die koninkryk van God. So ons kan nogals met dinge weer by mekaar trek, dat die koninkryk van God is God se heerskappy, dis waar en hoe die Here sy absolute koninklike heerskappy manifesteer, en dit is word beliggaam in die persoon van Jesus. Nou hoe kom ons in die koninkryk? Ons kyk na die skrif. Nou vers 3 praat van die koninkryk van God sien. Vers 5 praat van die koninkryk van God binnengeword. Nou is hierdie persoonlikheid. Weer is mense het nog al baie daaroor geskryf, ons sal bepaas het. Kom ons kyk na die res van die verse. Vers 3 sê, as iemand nie van bo of weer gebore word nie, in die Grieks, die woord wat daar gebruik word, kan albei dan dit is vertaal word. Kan vertaal weer gebore word of van bo gebore word. Albei. En eintlik het is mens so daaroor dan biologies is het al presies op het verstaan. Van bo is weer gebore. Maar vers 3 sê, as iemand nie van bo weer gebore word nie, vers 5 sê, as iemand nie uit gees en water gebore word nie, sit hulle wel in mekaar, as iemand nie gebore word nie, dis baie duidelik dat hier waar ons wel al taal gebruik, maar ek gaan as deur Johannes, met dieselfde kind herhaal, dis dieselfde, maar ons sien baie keer in Johannes evangelie, dat hy dieselfde ding oor sê, net 'n bietjie anders. Net is sy Hebreëse manier te wees, om dinge te beklemtoon doen ons dit by die skrif geskryf. Beide van die wys moet dieselfde. Beide wys na die voorwaarde vir toegang tot die koninkryk. Weer of van bo of Heilige Gees gebore word. Dis dieselfde. Dis die voorwaarde om die koninkryk in te kom. So dit beteken dat sien en wil gaan ook dieselfde. Dis dieselfde ding. Weer is 'n bietjie anders gestel en anders gekend. Jesus gee die voorwaarde omdat niemand in die koninkryk gaan kom nie. En God se koninkryk was dat gevang moet gebore. Of soos Jesus sê, uit water en gees gebore. Right. So word ons weer toe. Wat is die weer gebore? Of weer dan gebore? Ons derde deel. Iemand het vir ouwe wie waarvan baie tyd het, verlange van Sinclair Ferguson, Skotse teoloog en pastoor, gevra by 'n konferensie,
is daar 'n verskil tussen vernuwing en wedergeboorte? Vernuwing is 'n of as 'n vertaling van die regeneration, regenerasie en bestaan presies maar uitvra. Is daar 'n verskil tussen vernuwing, regenerasie en wedergeboorte? Ons het klere verander en jy het in 'n Skotse aksent voorstel, so 'n Skotse aksent gaan dit. Wel ja en nee. As jy vra of die taal op verskillende maniere in die Nuwe Testament gebruik word, is die antwoord ja. As jy die teologiese vraag vra, is regenerasie of vernuwing verskillend as om wedergeboorte te wees? Dan is die antwoord nee. Okay, maar wat is dan daai verskillende taalgebruik vir hierdie woorde? Ons kyk na Matteus 19 vers 28. Daar lees ons Jesus het vir hulle gesê: Amen en waarlik, ek sê vir julle, in die nuwe bedeling wanneer die Seun van die Mens op sy glansryke troon sit. In die nuwe bedeling is een woord in die Grieks palingesia. Ons lees Petrus 3 vers 5. Het hy ons verlos, nie op grond van werke vir ons uit geregtigheid gedoen het nie, maar op grond van sy ontferming, by wyse van die afwassing deur die wedergeboorte en vernuwing deur die Heilige Gees. Wedergeboorte is palingesia. Selfe nuwe bedeling, herlewing, wedergeboorte, selfe. Van die keuse na Paul is alweer die kultuurs. Herlewing of regenerasie is wat Jesus daar gebruik verwys na kosmiese herlewing. Vang hierdie nou. Wanneer God sy skepingskrag gaan toepas, aan die einde van tyd kom 'n gebroke skepping en die nuwe hemel en aarde maak. Is palingesia. Wanneer daai skepingskrag deur die Heilige Gees op 'n rooie seël toegepas word, is palingesia. Dieselfde krag van God gaan gebruik om die hemel en aarde nie te maak. Dis die krag van die Heilige Gees gebruik om ons wedergeboorte te maak. Dus om te Professor John Lennox sal sê the mind boggles. Dit is en dan die krag van die kosmos gaan nie maak. Dis wat ons hier. Dit is weer gehoor met. Maar Jesus sê om weergebore te word is om hy water en gees geword. In die Esegiel 36 wat ons laas weer gelees het, praat die Here hoe hy sy mense gaan terugbring na die beloofde land toe. In die eindtyd sê die Here daar, ek sal rein water oor julle sprinkel en julle sal rein wees. Van al julle onreinhede en van al julle afgodsbeelde sal ek julle reinig. Wat? Ek sal vir julle 'n nuwe hart gee, 'n nuwe gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle liggaam afgebyder en vir julle hart van vlees gee. My gees sal ek in julle binneste gee. Gees. Hier is die tweeledige aksie. Dit is waarna Jesus bewys. Die Heilige Gees is soewereine werk van geestelike wedergeboorte is om die siel te reinig van sonde en nuwe lewe te skenk, water en gees te word. Die maaktaal raak hier baie keer dat mense sê die water verwys na fisiese geboorte of die bloed of so 'n fisiese. So ons kan wedergeboorte opsom. As die soewereine werk van God deur sy gees om iemand geestelik jonger te maak, reinig van sonde, verander in hart en siel met 'n lewende hart wat God soek. Ingewoon deur die Heilige Gees met 'n liefde vir ons onderwys. En wanneer dit gebeur word sigbaar in iemand se lewe was geloof in Jesus Christus, liefde vir ander en gehoorsaamheid aan God se gebooie. Right? Vrede. Waar ben jy aansoek? Vers 6 en 8 sê ons. Vers 6. Wat by die vlees gebore is vlees, en wat by die gees gebore is gees.
vers 8. Jy weet waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvan hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat met die Gees hoor. Dan die eerste uur, om te vraag al, ek heb nie weer sal gelede gehad, en as het een sal. Ek kon nie sien wat die weer patrone doen, en wat het maak nie, so op die wind morgen gaan baie, sal ek weet niks, kom nie sien. Jesus sê, nee, so is het met elkeen op die wêreld. Dis die absolute, alleen, soewereine daad waarvan jy is. Jesus kon nie 'n duidelike prentjie daarvan in die lewens gegee om oor te dra om te wys dat die mens niks in daai van die ding doen en deur om dit weer gebore te noem. Wie van ons het gekies om gebore te word? As 'n baba. Iemand? Ek is hier. Om die weer. Mens kies niemand om weer te doen. As gevolg van totale verdorwenheid van die mens. En die mens geen naam as hy. Die mens wil sê, as onafhanklik van is geestelik dood. Dis 'n rebellie teen. Soek nie vir hom. Gebied, floreer in sy son, hulle is lief vir die duister. Wil nie weer gebore wees nie. Dis 'n soewereine daad van God en sy genade op geestelike lewe. So kry jy dit. Jy kry nie eens absoluut seker. Ek sê vir jou wat ek gesien het waarvan ek weet. En hoe van ek is die een van neergedaal. Ek het uit die hemel uitgekom. Ek het hierdie kennis. Ek weet wat God se reddingsplan. Die weg tot redding, die vrede tot hoogte genade uit. Aardse dinge nog waar hulle gesit op selfs en dinge. Ek het dele van die aardse dinge vertel. Dit is nie wedergebore. Dit is hoe jy wat gered word. Hemelse dinge is hierdie geheimenisse van die menswording van die seun van die mens. Verhouding tussen die seun en die Vader. Dit is die lewe in die uiteindelike koninkryk waar ons gaan wees mens saam met God. God met ons. Maar sê jy vir iemand wat geestelik dood is, jy het nie begrip vir dit nie. Help nie praat nou al daarvan nie. Jesus maak dit baie duidelik daarom of nie probleme as sy woorde waar ons is 'n verwysing na vers 13. Wys eintlik daarom hoe dat hy God is. As nie probleme sou sien. Niemand het naar die hemel opgevaar nie, waar hy wil by die hemel weergedaal. Spreuke 30 vers 4, vraag agter. Wie het opgegaan na die hemel en afgekom? Wie het die windwinge gemaak in die holte van sy 2 hande? Wie het die water in 'n oorkleed saamgebind? Wie het al die uithoeke van die aarde vasgestel? Wat is sy naam en wat is sy seun se naam as jy dit weet? Dis waarna Jesus bewys. Dit gaan met die beperkting van die mens en almag van God. Jesus antwoord hierdie retoriese vraag dat hy sê, ek is die antwoord. Dis hoekom hy hier goed kan sê. Jesus sê nie daar dat niemand ooit in die hemel mocht gaan, ons weet, hy ook wie sy met ook Elia is in die hemel opgeneem. Maar ek vind is waar duidelik. Het gaan oor iemand wat self opgegaan in sy eie vermoë, wysheid bekom en 'n pribbel. Niemand het dit. Sê nie eens wat van bo of die wat ewig wy God was. En dan sê wonder kom ook weer God se genade en efficiënsie. Gehoorsaamheid vers 14:15. En net soos Moses die sprang in die woestyn geloop, so met die seun van mens geloop. Sodat elkeen wat kom vir die lewe sal hê.
Ons het Boomerie en ons na 4 tot 9 gelees. Daar waar voorbeslang of nie. Bronsslang op 'n paal gesit is opgelig is raak jy wat kan slang gekyk en daar gaan buite sê belewe. Dit is skade, dit is 'n prentjie van die ware lewe, die wat werklik sou red, wat sou kom. God het daar 'n manier gegee vir die Israeliete om gered te word na 'n rebellie, maar hy sou nie eens stuur vir die uiteindelike redding bring van die rebellie. En hy het versin Jesus gee by die manier van die heel te lewe, dat hy opgelig sal word aan die kruis en sterf vir sondes. Maar hy gee ook eintlik 'n manier vir Nikodemus om te kon glo, want Nikodemus het sy Ou Testament geken, en hy kon daai wiskunde doen. As die prentjie gered het, die slang verstaan hoeveel nie meer die een waarna die prentjie wys nie, wat hy dan en hy sê, hoekom hy was sterf, aan die kruis sou moes sterf, dat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe sal hê. Nikodemus wil weet, hoe kan dit gebeur? Hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik? Wedergeboorte is moontlik, omdat Jesus die sonde skuld aan ons betaal aan die kruis. Dis dit. En die werking van die Gees wat die leerling gemaak om te glo in Jesus en sy boodskap en sy dood en sy opstanding. En dat was baie algemene leen lees daar van baie mense aanhang, wat sê, jy kies of nie te wees. Dit gaan net oor menslike vrye wil. Ons sal besluit het vir ons. Of vir gaan stuur. Dis nie so nie. Redding en geloof is soewereine werk van God. Wedergeboorte is heeltemal die werk van die Heilige Gees, soos wat Jesus gesê het. Jy vind waar hy was. En net soos hy kom. So kom ons eindig af. As jy lewe na die dood wil hê, moet jy wedergebore wees. Dis wat Jesus sê. Daar's nie Christene en dan is waar wedergebore is met Christen. Baie mense glo prongdom. Wedergebore Christen is daai ons wat moet te ver val. Skeur van 'n klas van Christene. Die word nie Christen as jy wedergebore is nie. En die gevaar is as jy in 'n Christelike familie groot word, en jy van klein af kerk toe, lees jou Bybel, maak jy nie weer. Nikodemus was godsdienstig, hy was super godsdienstig. Hy is meer toegewy as enigiemand van ons hier in die geval. En hy is toe nie weer. Die demone wat Jesus daai mense uitgedryf het geweet en bely dat hy die seun van God is. Om van Jesus te weet, Bybel maak nie weer. Ons ook in klein veranderings en 'n bietjie beter lewe en kies dit en dat nie dit maak nie weer gebeur met ons. Dis al 'n woord van God. Dit is die toepassing van die krag wat die kosmos kan hê, die Heilige Gees wat op 'n dooie siel en dit gaan jou verander. Jy word lewendig gemaak, dit skud jou, verander jou, jy gaan nooit weer dieselfde wees nie. As jy weer gebore is, word jy geestelik lewendig. Jy haat jou sonde. Jy besef jou verlorenheid voor God. Jy jubel oor die waarheid van verlossing in Jesus. Jy plaas al jou hoop van verlossing in hom. En jou liefde vir hom en jou aanbidding van hom groei dag na dag na dag. En God se wil is nou iets wat jy na smaak, wat jy wil doen, want dit is goed en reg vir jy mooi te sny en deels en regulaas. Dis vir dit lyk as jy weer hoor ons.
Mense kan nie om te sê wanneer jy in julle moeder is nie. Want kyk net se klein stappies. Party mense per dag met 'n voormoeder het 'n uur wat hulle sê van spaar die uit die fees my wêreld so lank. Want tyd is 'n fyn gewaar maar dus thanks about my story for all comes. Maar mense kan sê hoe jy weer hoor dit so. Want 'n lewe wat weer gebore is kan nie anders as om anders te lyk. En dit is wat wil hê julle moet doen en wat ons by jou moet doen. Kyk terug. Hoe lyk jou lewe nou teenoor 'n jaar gelede, 2 jaar gelede, 5 jaar gelede? Is daar verander? Groei jy? Sien jy hierdie wat ek gedoen het? Hartspersoon. Vertroue in God. Liefde vir Jesus as verlosser. En liefde vir God se wil in jou lewe. As daai nie daar is nie, dan moet jy mooi kyk. Want as jy lewe na iets gebring, nie te lewe waar is. Nou wat doen ons? Ons glo in Jesus as verlosser. Ons sien ons sonde as 'n melie teenoor 'n heilige, mooi en perfekte God. En ons pas hom doen. Ons vra reizer van ons, vra vergifnis en ons vertrou in Jesus Christus. Wat sy lewe as reis vir ons alleen. Dis wat ons. Maar die fees sal maak so sy man. Baie word. En sal regtig goed wees van ons.